om ook weer hierdie gedenkwaardige dag saam met mekaar te kan kom vier hier in u huis. Baie dankie Here dat u vir ons waarlike tafel gedek het. Dankie vir elkeen wat gekom het, ook die van ver. Here, en dankie vir u dierbaar woord, en dankie dat ons alreeds kon sing, u is hier in ons midde. Open ons harte en ons verstand, my God, sover dit moontlik is, dat ons dit nog beter en dieper kan begryp en besef, en kom seën u woord aan ons harte in Jesus naam. Amen. Nou my broer en suster, dis Hemelvaartdag vandag. Dit is die gebruik in hierdie gemeente vir baie jare, dat ons hier so saamkom op hierdie uur en op hierdie geleentheid om op hierdie wonderlike gebeurtenis met mekaar te gedenk. Jy weet, die Christelike kerk het al in 'n gewoonte verval, dat daar nou by ons ook sogenaamde heilige dae is. En op daardie heilige dag, dan sal jy ook nou spesiale bietjie meer heilig wees, en as die dag verby is, dan is jy maar weer onheilig, en jy gaan maar weer jou ou gewone gang, gaan jy maar weer voort. Maar mag die Here genade gee, dat ook hierdie boodskap van vanmôre, vir u en vir my, sal dat inskerp en sien, dat die Here wil nie hê, ons moet hom met rukke en stote, moet ons hom dien nie. Ons moet hom elke dag dien, en elke dag in die volle besef, van wat al hierdie dinge beteken, en so wil ek ook vir u vanmôre probeer om die betekenis daarvan tuis te bring. Ek wil net ook hierdie paar woordjies in Engels sê. I see also some of our English-speaking brothers and sisters with us this morning. I do sincerely hope, beloved, that you will be able to follow me as I bring God's word in Afrikaans. We appreciate your presence very much. Prys die Here. My broer en suster, kom ons lees met mekaar saam die gebruikelike skrifgedeelte uit Handelinge hoofstuk 1, en ons gaan lees verse 1 tot 14. Acts chapter 1 verses 1 to 14, en ek lees nog uit die ou 1933 vertaling. Johannes 1 vanaf vers, Handelinge 1 vanaf vers 1. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin het om te doen en te leer, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewendig vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee, om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe, om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuie wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem, van die berg af, wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, in Sabbatsreis ver. En toe hulle daar gekom het, gaan hulle na die bovertrek,
waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Philippus en Thomas, Bartholomeus en Mattheus, Jakobus die seun van Alfeus en Simon die ywerhaar en Judas die seun van Jakobus. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Mag die Here sy woord aan ons harte ryklik seën. My broer en suster, my boodskap, my tema is, hy sal weer net so kom. Hy sal weer net so kom. Kom ons lees weer verse 9 tot 11. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Die engel sê, in like manner. En ek wil hê, u moet dit baie goed in gedagte gehou, hierdie weer net so, in like manner. Broers en susters, God se woord is wonderlik, maar dan moet jy God se woord ondersoek. Dit is net soos met die kosbaarhede ook van die aarde. Vir die goud en die diamante moet jy delf. Jy moet soms diep in die grond ingaan. So is dit ook met die kennis. Jy moet die kennis moet jy diep delf. Maar so is dit ook in die aanraking met God. Mense praat maklik van die Heilige Gees. En Pinkstertyd breek ook nou aan vir die volgende 10 dae. Maar my broer en suster, dit sal nie sommer net so uit die hemel uitval nie. Ook daarvoor moet jy delf. Ook daarvoor moet jy worstel en moet jy stry. Nie om God, verskoon die alledaagse term, om God se arm te draai nie, my broer en suster. Nie om enige verdienste by God te kry nie, maar my broer en suster, u en ek, is bestem vir mede-heerskappy saam met ons Here Jesus in die komende koninkryk. En daardie koningsklas is 'n spesiale klas. Is 'n klas, my broer en suster, wat diep ingryp in die geheimenisse van God en wat diep ingryp in die geesteswêreld. En daarvoor moet jy stry. Daarvoor moet jy worstel om ook dit te bekom. En dit is wat die Christendom verloor het. En dit is wat God weer vir u en vir my wil teruggee. Maar ons sal daarby kom. Die wyse waarop hy gegaan het, terwyl hy so opvaar, toe het 'n wolk hom van hulle aan, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Nou, dis maar 'n ou versietjie wat baie mense lees, en ek wonder hoeveel mense, wanneer hulle nou dink aan hemelvaart, het gedink aan daardie toneel. Maar soos u my leer ken het, geliefdes, God se woord is in mekaar geskakel op 'n baie wonderbaarlike wyse. En soos die Here Jesus, soos 'n wolk hom voor hulle weggeneem het, moet ons ook kyk, watter rol wolke speel in die verskyning van God en ook in die wederkoms van ons Here Jesus. Want hierdie manne in wit sê vir hulle, hierdie Jesus wat van julle weggeneem is, sal weer net so kom, soos julle hom sien weggaan het. In like manner. Nou kom ons kyk 'n bietjie, byvoorbeeld daar op die berg van verheerliking, in Matteus hoofstuk 17. U kan daar die eerste paar verse lees, maar ek lees vir u die 5de vers van Matteus 17, waar die Here Jesus op die berg van verheerliking, the Mount of Transfiguration, en terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder, ligte wolk hulle met eens. En daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het, luister na hom. 'n helder, oordek 'n helder, ligte wolk hulle met eens. Handelinge 1, en 'n wolk het hulle hom voor hulle oë weggeneem. Ons kyk na Exodus 19, toe die Here op die berg Sinaï neergedaal het
om met die volk te praat in 'n hoorbare stem, sodat hulle dit met hulle fisiese ore kon hoor, en dat hulle naderhand vir Moses gesê het, Moses, praat jy toch liewer met ons, maar moenie langer dat God met ons praat nie, want as hy langer aanhou om met ons te praat, dan sal ons vergaan. Ons kan dit nie verduur nie. Ons kyk na Eksodus 19 vers 9, en die Here het met Moses gespreek, kyk, ek sal in 'n dik wolk na jou toe kom, dat die volk kan hoor as ek met jou spreek, en hulle ook vir altyd aan jou kan glo, want Moses het die woorde van die volk aan die Here meegedeel. In 'n wolk, kyk, ek sal in 'n dik wolk na jou toe kom, en 'n wolk het hom voor hulle weggeneem, terwyl hulle stip so kyk, en die manne in wit sê vir hulle, hy sal weer net so kom. Kom ons kyk 'n bietjie verder af, en ons kyk na vers 16 in Eksodus 19. En op die derde dag, toe dit môre word, was daar donderslae en blitse en 'n swaar wolk op die berg, en die geluid van 'n baie sterk basuin, sodat die hele volk wat in die laar was, gebeef het. Blitse en donderslae en 'n swaar wolk bo op die berg. Ons kyk ook in Eksodus hoofstuk 13 vers 21. En ek is dankbaar dat dit ook vanmôre, ek dink in die gebed uitgekom het. In Eksodus 13 vers 21, dit is waar Israel nou op haar tog gelei was deur die woestyn. Ons weet hoe dat die Here vir Israel gelei het, bedags met 'n wolkkolom en snags met 'n vuurkolom. Eksodus 13 vers 21 lees ons, en die Here het voor hulle uitgetrek bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei, en snags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. Weer 'n wolkkolom, en die Here was in daardie wolkkolom, so het hy hulle voortgelei en die pad vir hulle gebaan. Nou kom ons dadelik, en ons spring oor die eeue en oor die millennia as dit ware, en ons kom by Openbaring hoofstuk 1 vers 7. Openbaring 1 vers 7 lees ons, kyk, hy kom met die wolke. Kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, en hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Kyk, hy kom met die wolke, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem op hierdie hemelvaartsdag. Dit is groot en magtige dinge. Nou lees ons in Matteus hoofstuk 24, lees ons nou hierdie baie belangrike woorde aangaande die koms van ons Here Jesus, wat vir ons dit verder toelig. Matteus 24 vers 30. En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groote krag en heerlikheid. Word die toneel nie vir ons al duideliker nie? Word die toneel nie vir ons al meer en meer majestueus, magtig en heerlik en wonderlik? Kan ons dit nie al meer en meer beginne sien nie, geliefdes? Mag die Here vir ons genade gee, dat ook so die opgewondenheid in ons harte sal wakker en warm word. Nog een teks, en dit vind u in Esegiel hoofstuk 30 en vers 3, waar die profeet hierdie magtige woorde vir ons sê, want naby is die dag, ja, naby is die dag van die Here, 'n dag van wolke, die tyd van die nasie sal dit wees. Ons weet die Here sal kom in die tyd, of wanneer Armageddon sy klimaks bereik het, want hy moet die dae verkort, terwille van die uitverkorenes, anders sal geen vlees gered word nie. In daardie dag, my broer en susters, sal die aarde oordek wees, nie met wolke van oordeel, met wolke van vernietiging, met wolke van vuur, en in daardie wolke kom ons Here Jesus self,
om te kom ingryp ter wille van sy uitverkorenes. Prys die naam van die Here. Nou lees ek vir u uit Daniël hoofstuk 7. Daniël hoofstuk 7 in die 13de vers. Ek het gesien in die naggesigte en kyk met die wolke van die hemel. Het een gekom soos die seun van 'n mens, en hy het gekom tot by die oue vandaan, en hulle het hom nader gebring voor hom. Vers 14, en aan hom is gegee heerskappy, en eer, en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy, wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Ek het gesien in die naggesigte en kyk met die wolke van die hemel, het een gekom soos die seun van die mens. En aan as hom is daar die koningskap gegee. Onthou u nog, wat het die disippels vir die Here gevra toe hy daar met hulle gepraat het? Ons het gelees in Handelinge hoofstuk 1 vers 6. Het hulle die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Dis hier dieselfde koninkryk, my broer en suster, wat toe hy daar met die wolke van die hemel gekom het, wat aan hom gegee is. Koningskap en heerlikheid en majesteit. So in hierdie geweldige tyd wat hy gaan kom, en ons glo, ons lewe in daardie tyd. Daarom is Hemelvaartdag vir ons so van die uiterste belang. En dat dit nie nou maar net 'n dag wees, soos die mense in Engels sê, one of the high days in the church. Dis nou maar 'n spesiale dag, en nou sal ons maar kerk toe kom, maar vir die res van die tyd, dan gaan ons nou maar weer aan in, soos ek vanoggend, toe Suster Nees en ek nou saam gebid het, dis nou 24 Mei, nou wanneer is nou weer die volgende high day, volgende dag, dis nou weer Kersfees. Nou sal ons maar weer vir Kersfees, en na Kersfees, dan is dit nou die Paasnaweek, is nou nie ver daar vandaan of nie, nou weer Goeie Vrydag, wanneer die Here gekruisig is, en dan wanneer hy weer opgestaan het, en so spring ons maar so springkane van een dag na die ander, my broer en suster. En ons het geen benul en geen besef van wat werklik aan die gang is nie. Prys die Here. Het die Here Jesus dan nou opgevaar en teruggegaan hemel toe om te gaan niks doen nie? En sal hy nou maar daar sit en wag totdat hy kom met die wolke van die hemel, tot op daardie groot en wonderlike dag, wat die Here toch vir ons genade moet gee, dat ons 'n dieper besef daarvan sal kry? Nee, my broer en suster, dit is wat ek vanmôre op u hart wil lê. Ek wil vir u wys wat ons Here Jesus gaan doen het, en wat hy besig is om te doen, nou, op hierdie oomblik. Ons sing sulke pragtige ou koortjies. Wat is hierdie ene? Hy is hier met ons, hy is hier saam met ons. Hy is hier om ons te seën. Ag broers en susters, hoe laat ons hierdie waarhede by ons verbygaan? En ons het amper nie die vaagste benul van wat ons werklik sing nie. Hy is hier om ons te seën. Toe ons dit sing, toe sê ek, Here, raak ons aan, die van ons wat siek is vanmôre. Want u is besig om te werk. U het nie hemel toe gegaan om te gaan niks doen nie. Raak ons aan, die wat vanmôre miskien met probleme sit. Die wat vra in hulle harte het, u staan hier om ons te seën. Wat beteken dit om te seën, my broer en suster? Dit is om ons aan ons behoeftes te vervul. Om aan ons waar te maak dit waarvoor Jesus gesterf het aan die kruis. Prys die Here, om vir ons 'n oorwinnaarslewe te gee, 'n bewustelike samewandel met hom dwars deur ons lewens. O, mag Jesus vir ons 'n werklikheid word, en dat ons tog nie, ek sê dit met alle respek, in ons gedagtes hom nou maar teruggestuur het hemel toe nie. En sê, Here, nou kom ons maar en sien en kom klaar. Hy het gesê, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Ek stuur vir julle die trooster, die Heilige Gees, om by julle te bly, altyd, totdat ek weer kom. Halleluja,
Prys die Here. Maar kom ons kyk 'n bietjie na ons Here Jesus na sy hemelvaart en dat ons dit dan ook by onsself kom tuisbring. Kom ons gaan na Handelinge hoofstuk 7. Dis met die steniging van Stefanus. Toe hulle vir Stefanus doodgegooi het met klippe, omdat hy vir hulle so reg uit die waarheid vertel het. Handelinge 7 vanaf die 55ste vers. Maar hy, dis nou Stefanus, was vol van die Heilige Gees en het die oë gehou na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, daar sien ek die hemele geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. My broer en suster, ons gaan nou sien in 'n paar ander skrifte en ons sal ook sien wat dit beteken dat Jesus gegaan het om te gaan sit aan die regterhand van die Vader. Maar hier sien Stefanus vir Jesus staan. Met ander woorde, Jesus het opgestaan van die troon van die Vader waarop hy besig was om te sit, om die eerste martelaar te verwelkom. Wat 'n heerlike tuiskoms vir hierdie man van God, vol van die Heilige Gees en vol van die krag van God, nadat hy daardie getuienis gelewer het en nie 'n duim teruggestaan het nie en niks teruggehou het nie, my broer en suster, van die volle waarheid van God. As u ooit in u hart bekoor wil word, moet u weer Handelinge hoofstuk 7 lees, waar Stefanus 'n oorsig gegee het, 'n review van die geskiedenis van Israel, van die tyd van Abraham af, tot op daardie tyd. En daar sien hy, sê hy, ek sien die hemele open, en ek sien vir Jesus staan, aan die regterhand van die Vader. Nou moet u weet, daardie klomp Jode, en daardie vreeslike haat en woede van hulle, hulle wou dit nie hoor nie, want hulle wou nie hoor en weet, dat hierdie Jesus waaragtig die Seun van God was nie. En hier staan hy, prys die Here, hulle het hom nie doodgemaak nie, hy het opgestaan op die 3de dag, my broer en suster, en nou het hy opgevaar, om te gaan sit aan die regterhand van die Vader, om 'n magtige werk te gaan doen, soos ek genade van die Here vra, om dit vanmôre in u midde te lê, dat u kan sien, wat hy werklik gegaan het, om te gaan doen. In Lukas 12, ek noem dit maar net vir u, as u hier in die 8ste vers kyk, dan sê die Here Jesus daar, as julle skaam is om my te bely, sal ek skaam wees om ook vir julle te bely voor die engele van my Vader. My broer en suster, hy is daar om elke een van u, as ons hom bely, as ons hom erken, wanneer die stryd warm word en woedend word, dan staan hy op voor die engele en hy erken ons daar in die hoogste gesag van die heelal. Halleluja, prys die Here. Elke keer noem hy u naam en hy sê, ek ken hom, ek ken haar. Nou my broer en suster, wat doen mense vandag nie om erkentenis te kry nie? Wat doen mense nie vandag, byvoorbeeld as jy nou begin by Engeland, waar hulle nou 'n koningin het, om deur die koningin genoem te word nie? Jy weet, hulle het mos hierdie orders van hulle, Knight Commander of the Bath, en ek weet nie al hierdie dinge nie. Ek onthou nog so goed, so 'n paar jare gelede, ek het dit al baie keer hier in hierdie kerkie genoem, in die tyd toe Samora Machel nog gelewe het, daardie ou, verskoon tog broers en susters, ons is hier mos in die familie, daardie ou swart kaffertjie, as ek hom so mag noem. Jy weet my broer en suster, toe maak sy hom 'n Knight Commander of the Order of St. George and St. Michael, die KCMG, gee sy hom toe. Nou ja, mense is baie begaan daaroor om genoem te word in hierdie ordelys van die koning. En ons het natuurlik in Suid-Afrika, het ons nou ook ons ordelys opgestel. Die president, elke nou en dan mense wat presteer op wetenskaplike gebied of watter gebied, kry ook sulke ordelyste en kry sulke medaljes en so aan. Wat sal mense nie doen om sulke erkennings te kry van mense nie? My broer en suster, elkeen van u, in ons eenvoudigheid, as ons die Here Jesus bely, veral waar ons beledig word en sleg gemaak word, dan sit hy vir ons op die ordelys voor die engele van God. Halleluja, prys die Here. Hy het nie gegaan om ledig te wees nie, kyk net wat het hy gegaan om te gaan doen, maar ons het nog maar net beginne om vir u te sê,
Kom ons kyk eers na Hebreërs hoofstuk 1 en vers 3. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Nadat hy alles vir ons gedoen het om ons te reinig, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Nou moet jy mooi kyk, my broer en suster. Wanneer gaan sit 'n mens? Werklik, 'n mens nou gaan sit en verdien jy daardie sit? Wanneer jou werk klaar is. Wanneer jou werk afgedaan is, dan gaan sit jy. In hierdie ordes van vandag gaan sit hulle sommer enige tyd. Sit stakings en ek weet nie alles wat word daar sommer vandag genoem. Maar die Here Jesus het gaan sit, hy het sy werk klaar gedoen. Toe sy kop daar op sy bors geval het, en hy gesê het, dit is volbring, het hy vir u en vir my 'n volmaakte verlossing uitgewerk. 'n Volmaakte verlossing. Prys die naam van die Here. Hy het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Maar dis nie naby al nie. In die 3de hoofstuk van Hebreërs 3 vers 1, daarom heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus. Hy word genoem die apostel en die hoëpriester van ons belydenis, Jesus Christus. Wat beteken dit? Dit beteken, my broer en suster, daar waar hy aan die regterhand van die Vader sit, is hy die apostel en die hoëpriester van ons belydenis. Wat beteken dit? Dit beteken dat u en ek, elke keer wanneer ons hier op aarde hom bely, dan bely hy ons voor die Vader en die heilige engele. Maar elke keer wanneer ons hier op aarde enige reg toe-eien wat hy vir ons verwerf het, deur die stort van sy kosbare bloed. Luister, dis baie belangrik. Hier is u erfenis, en so min van ons neem daardie erfenis in besit. Net soos Israel, toe hulle hoor van die vreeslike reuse, God het dan vir hulle Kanaans land beloof, my broer en suster. God het nêrens gepraat van 'n reus wat dit onmoontlik sal maak of enige ander situasie nie. God het vir hulle gesê, elke stukkie grond wat jy jou voet op sit, is joune. God het dit beloof, en al die beloftes van God is ja en amen in Christus Jesus ons Here. Maar weet jy wat maak ons, my broer en suster? Ons kyk nou na Israel en na die wat geluister het na die 10 verspieders met die slegte gerugte en vir Moses gesê het, ons is so springkane in hulle oë en ons kan dit tog nooit maak nie en ons sal doodgemaak word en waarom het jy ons hier gebring, Moses? En al daardie murmurering teen die arme man, kan ek amper dit so noem. My broer en suster, ons kyk na hulle en ons skud partykeer die kop en sê, kon julle dan nie God vertrou nie? Weet jy, ons maak vandag net so. Ons het reuse van omstandighede vandag in ons land, met die swartes. Ons het reuse van ekonomie. Ons het reuse van eie probleme. Ons het reuse van siektes. Ons het reuse van ellendes op soveel maniere, dat ons net reuse sien. En ons sien nie ons beloofde land nie. Nou hier, as ons vanmôre ons opgevaarde Here Jesus kan sien sit aan die regterhand van die Vader, die apostel en die hoëpriester van ons belydenis. Met andere woorde, laat ek het vir u sê, elke keer wat u voet in die geloof op 'n belofte van God sit en sê, Vader, u het dit vir my beloof, dan staan Jesus op aan die regterhand van die Vader en hy sê, ja Vader, dis die waarheid. Hy is die apostel en die hoëpriester van my belydenis. Met andere woorde, hy stem saam met my wat ek sê aangaande hom. En hy maak dit waar aan die regterhand van God. Ons deins te gou terug. Jy sit met groot probleme. Daar's nie een van ons vanmôre wat nie 'n probleem het op een of ander manier nie. Maar my broer en suster, met hoeveel vrymoedigheid bring ons daardie probleem na die Vader toe. Ons
soek eers 'n belofte in God se woord, dis belangrik. Jy soek 'n belofte in God se woord, in die gestorte bloed, in die krag van die bloed. Jy soek 'n belofte in die krag van die Heilige Gees. Jy soek 'n belofte in wat God gesê het, en jy vat daardie belofte, en jy gaan staan voor die Vader, en jy moet staan. Dis die belangrike saak. Jy moet staan, want daar's magtige magte wat jou daarvan wil afstoot. En jy moet daarop staan, en jy moet sê, Vader, daar staan dit geskrywe. Die moment wat jy dit doen, my broer en suster, dis 'n fundamentele waarheid. Die moment wat jy dit doen, dan staan die Here Jesus op, en hy sê, Vader, dis die waarheid. Want hy is die woord, wat vlees geword het, en wat onder ons kom woon het. Hy het nie hemel toe te gaan, om nou te gaan, daar arms gevou te sit, en niks te doen nie. Dis die belangrikste fase van sy hele bediening, om dit te bevestig, wat u en ek in die geloof vir God sê. Nou, ek moet aangaan, daar's nog baie wat ek vir u daaroor wil uitbring. 1 Johannes hoofstuk 2. 1 Johannes hoofstuk 2 verse 1 en 2. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Is hy al op die eind? Jesus Christus die regverdige, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Voorspraak, 'n voorspraak, die Engels sê 'n advocate, 'n voorspraak by die Vader, as ons gesondig het. Nou luister geliefdes, wie van ons sondig nie? Johannes sê, as ons sê ons het nie sonde gedoen nie, dan lieg ons, en is die waarheid nie in ons nie. Maar wanneer ons gesondig het, dan praat die Heilige Gees met jou. Maar die Heilige Gees oortuig van sonde. En die moment wat hy jou oortuig van sonde, dan gaan jy knieë toe. En jou hart gaan op, en jou hart sien 'n voorspraak. En in daardie voorspraak, sy hande is gate van spykers, en in sy voete, en in sy sy 'n groot gat, waar daar die hoofman die spies ingesteek het. En op sy hoof is daar gate van die kroon van dorings. En wanneer ek sy bloed pleit, en sê, Here, vergewe my, Satan het my weer oorrompel, Satan het my uitoorlê, wees my genadig, dan staan Jesus op as my voorspraak. En hy sê, Vader, dit is waar, maar Vader, ek het daarvoor betaal. Vergewe hom, vergewe haar. O, my broer en suster, hoeveel gebruik maak u van sy voorspraak? Hoe dikwels is u bewus van wat Jesus doen aan die regterhand van die Vader? Loop u nie nog baie rond onder 'n ou las van sonde? En naderhand gee maar op, en jy maak soos baie mense vandag sê, weet jy, wat is 'n woord wat jy verskriklik vandag hoor? O, ek het gewoond geword om daarmee saam te lewe. Ek het gewoond geword om saam te lewe met neerlaag. Ek het gewoond geword om saam te lewe met ellende. Ek het gewoond geword om saam te lewe met siekte. Want dit kos mos 'n prys om te stry. Is nie 'n kwessie van, nou, Here vergewe my nou maar net, ek is vreeslik jammer nie. Hey my broer en suster, Jesus het betaal. Ek kan nie my sondes vir myself vergewe nie, maar ek moet ernstig wees, ek moet diep indring, ek moet kom by die genade troon, en dit kos soms 'n prys om die soem van sy kleed aan te raak. Daardie ou vroutjie wat aan die bloedvloeiing gelei het, moes op haar knieë tussen die voete van die ander mense deurkruip om daardie ou vinger aan daardie soem te kry. Maar toe sy hom aan die soem kry, toe vloei die krag deur haar. Prys die Here. So sal jy ook weet in jou gebed, wanneer jy vergifnis gekry het. Jy sal dit kry, onthou, die troonkamer staan oop. Daar is 'n voorspraak voor die Vader, vir u en vir my. En wat wonderlik is, ek gaan nou maar daai skrifte net vir u noem.
anders sal dit te veel tyd neem. As jy die laaste paar verse van Hebreërs 2 neem, en ook die laaste paar verse van Hebreërs 4, dan sê dit daar, ons het nie 'n hoëpriester, wat nie 'n aanvoeling het met ons swakhede en gebreke nie. Want hy was in alle dinge versoek, net soos ons, uitgeslote die sonde. Weet jy, my broer en suster, God is alwetend, God is almagtig, ons weet dit. Maar weet jy, God het in Jesus vlees kom word, sodat, kyk, God kan deur die sonde nie versoek word nie. God se woord sê so. Maar Jesus was versoek, sodat hy as my voorspraak voor die Vader, wanneer ek kom en sê, Vader, ek was versoek en ek het ongelukkig geval. Ek het gesondig. Maar Vader, ek is bitter jammer daaroor, vergewe my, wees my genadig. Dan sê Jesus, Vader, ek weet wat dit is. Ek weet wanneer daardie sonde aan jou so vat, dat as daar nie genade kom nie, dan sit hy jou onder en hy oorrompel jou. Ek sien jong mense hier vanmôre wat groot genoeg is om my te verstaan. Ouer mense, vergewe my as ek dalk dit nie mag gebruik het nie, maar ek wil my punt baie duidelik maak. Ek onthou jare gelede een suster hier in die gemeente wat sy my vertel het van 'n jong man wat nou by haar aangelê het. En soos dit met jong mense is en die sonde kom, sê pastoor, hy het my amper ondergesit. Jy weet wat dit beteken. Jong mense weet wat dit beteken. En ongelukkig word baie jong mense, jong dogters, ondergesit deur 'n jong man. Maar my broer en suster, wanneer die sonde aan jou vat, en jou miskien selfs ondergesit het, ons het nog 'n voorspraak by die Vader. En hy sê, Vader, ek verstaan dit, want ek was, en weet u wat, en dit wil ek nog by u kom, en wil ek nog vir u sê, dis 'n magtige onderwerp hierdie, ek kan nie naby alles dek nie. Weet u dat Jesus is, ek wou gesê, maar, ek vergewe, dis nie reg nie, daai woord. Jesus is nog 'n mens. Al is hy die opgestane heiland, hy's nog 'n mens. 1 Timoteus 2 vers 5. Daar's een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus. En hy sal nog mens bly. Hy sal die seun van die mens bly tot op die dag wanneer hy die koninkryk terug oorhandig aan die Vader, sodat God weer kan wees alles en in almal. Dit was noodsaaklik vir hom om 'n mens te word. Anders sou hy u en my nooit kon verstaan nie, tot in die diepte van die wese. U weet, my broer en suster, u en ek, die mens, het diep en ver geval. Ek weet nie hoe goed u is volgens u eie denke nie. Is u 'n goeie man? Is u 'n goeie vrou? Is u 'n goeie mens? Ons het almal geval. Ons is elendig. En as dit nie was vir Jesus, wat vir ons kom sterf het, en ons opgewek het nie, dan het ons in ons elende gebly. Dis hy alleen wat gekom het, uit die hemel uit, en kom word het soos u en ek, net met een uitsondering. Satan het hom nooit ondergekry nie. Hy het nie nodig gehad om een enkel druppeltjie bloed vir sy eie sonde te stort nie. Want hy het nie gehad nie. Maar die versoeking, net soos u en ek. Net soos u en ek. As u vanmôre, as u terugkyk, en ek praat met u ernstige dinge, liewe vriende, as u terugkyk oor u lewe, was u altyd skoon? Was u altyd skoon? Wie kan u reinig? Wie kon u reinig? Net een,
dit is Jesus. Die voorspraak by die Vader. En ons is nog gedurig besig met daardie stryd. Ons het hom dus nodig. Luister, hy is nie ledig nie. Hy het nie opgevaar hemel toe nie en sit en wag nou maar vir sy wederkoms nie. Dis die belangrikste fase van sy hele bediening, hierdie. Om nou in u en in my te vervolmaak dit waarvoor hy gesterf het, en dit waarvoor hy opgestaan het, en dit waarvoor hy weer kom. Ek lees met u Hebreërs hoofstuk 7 vers 25. O, die Here alleen weet wat hierdie versie vir my in my lewe beteken het. En alleen die Here deur sy Gees kan dit vir u in sy diepte duidelik maak. Hebreërs 7 vers 25. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Daarom kan hy volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Hy lewe nou. Hy staan nou aan die regterhand van die Vader. Hy sit natuurlik in die beginsel, omdat dit 'n volbragte werk is. Maar een van die wonderlikste dinge wat ek eendag na uitkyk, is dat die Here vir my sê hoeveel kere hy opgestaan het, terwille van my en terwille van u. Sê het, Vader, dit is waar. Ek het daarvoor gesterwe. Ek het daarvoor voorsiening gemaak. Vader, daar bely hy dit nou. Daar beaam hy dit. Daar sit hy sy vinger nou op daardie belofte. Vader, dit is waar. Ek het dit vervul. Vader, ken dit aan hom toe. Ken dit aan haar toe. My broer en suster, ons geloof is nie 'n dooie geloof nie. Dis 'n lewende geloof. Ons dien 'n lewende, opgestane, opgevaarde Here Jesus, wat intens besig is aan die regterhand van die Vader. O, as die Here daarom op die oomblik kon openbaar, wat nou, daar, aan die regterhand van die Vader aangaan, terwille van hierdie diens. Dit wat ek nou besig is om vir u te sê. En hy sê, Vader, laat dit ingaan in die harte, laat dit ingaan in die verstand van die wat nou luister. Laat hulle verstaan wat my diensknegt besig is om vir hulle te sê. Dat dit 'n lewende geloof elke oomblik van die dag vir hulle sal wees. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof, ons voorspraak, ons middelaar, ons koning, halleluja. My broer en suster, hy het gekom om Israel te kom soek en om Israel te kom red en luister, om Israel te kom voorberei vir heerskappy. Ons is sy koninkryk volk. Daarom toe die Here Jesus vir daardie 40 dae met hulle praat, soos ons hier gelees het, in ons geleesde gedeelte in die 6de vers, toe die Here Jesus ophou, as het ware, hulle het gesit en wag. Hulle was so angstig as hy hom sien, toe hy ophou te sê, hulle, Here, sal hy in hierdie tyd die koninkryk weer vir Israel oprig? Dis waaroor hy met hulle gepraat het. Ons is sy koninkryk volk. Ons is nie 'n volk in die terme soos dit vandag in die politiek gaan van magsdeling of van meerderheidsregering of van een man, een stem nie. Ons is 'n koninkryk volk. Ons is bestem om te heers en te regeer onder koning Jesus. Daarom, ek gaan nou maar net myself met 'n paar minute vooruitloop, want ek sou in elk geval oor 'n paar minute daarby gekom het, maar ek wil hê jy moet mooi luister. Die Here Jesus in hierdie 2000 jaar, wat ek glo wat dit sal wees,
tussen sy hemelvaart en sy wederkoms. Ek glo dis 2000 jaar. God, sy hele program is ingestel. Vanaf die skepping, die volgende 2000 jaar, uittog uit Egypte, van die uittog uit Egypte, tot by die kruisiging van die Here Jesus en sy opstanding en sy hemelvaart, 2000 jaar, dis 4000 jaar. Van sy hemelvaart tot sy wederkoms, 2000 jaar, dis 6000 jaar. Dan, wanneer hy weer gekom het, sy 1000 jaar van vrede, die Sabbats, tydperk van 1000 jaar. In hierdie tyd vanaf sy hemelvaart, vanaf sy kruisiging, tot met sy wederkoms. Luister mooi, ek sê nie, u sal almal daarmee saamstem nie, maar u moet dit ook nie dadelik verwerp nie. Ek glo die Here Jesus het nie so seer gekom vir redding nie. Hy het gekom om sy medeheersers in daardie komende koninkryk te kom uitsoek. Hoekom word daar dan so betreklik min gered? Ook in Israel. As jy kyk na ons blanke nasie rondom ons worstel en stry om mense tot redding te bring. Is God dan onbekwaam? Waar lê die probleem? Nou sê die profete vir ons, net met hierdie koms van hom met die wolke en al die verskriklike dinge wat dit sal vergesel, 'n nasie sal in 'n dag gebore word. Dan sal die hele Israel, Romeine 11, en so sal die hele Israel gered word, want die verlosser sal uit Sion kom en die sondes van Jakob wegneem, want dit is my verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem. In een oomblik sal alle Israeliete dan gered word. Maar hoekom sukkel ons dan nou so? Omdat God diegene wat hy nou red, voorberei vir koningskap. Hy berei hulle voor vir heerskappy. U is besig om opgevoed te word om 'n mede-regeerder saam met die Here Jesus te wees. As u dit vanmôre kan sien, sal u lamlendige Christelike lewe net hier laat staan. En u sal opstaan en sê, Here, dis my erfenis, dis my bestemming. Ek sal sekerlik nou my troonregte en my heerskappy saam met u sal ek nou begine beoefen. Ek sal dit uit God se woord kom neem. Ek sal meer kommunikasie hê met my opgestane Heiland aan die regterhand van die Vader. Ek sal meer my erfregte bely en sê met my mond en sê, Here, dis wat u beloof het, en u sal sê, Vader, dis die waarheid, en dit sal dan al meer en meer sterker en sterker word in my en in u. Dis wat hy besig is om te doen. Dit is waarvoor hierdie eeu en hierdie dispensasie bestem is. Dis sy mede-regeerders in hierdie wonderlike koninkryk van hom. Hou dit vas, ek brei net daarop uit. In 1 Korintiërs hoofstuk 6 sê Paulus aan hierdie Korintiërs, die eerste 3 verse. Hy sê, durf iemand van julle wat 'n saak het teen 'n ander gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie? Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? Luister, dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie. En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle onbevoeg vir die geringste regsaake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, laat staan nog die alledaagse dinge? Ons is bestem om oor engele te regeer. Hoeveel te meer nie nog oor al hierdie alledaagse dinge rondom ons nie. U sien, as u hierdie dinge begin verstaan, dan sal u nie so maklik ondergesit word nie. Dan bedoel ek nou nie net op daardie tragiese manier van letterlike dinge nie, maar ons word amper elke dag nog op vele gebiede ondergesit. In ons gedagtes, in ons optredes, in ons hele houding.
Die duiwel kry dit nog veel te maklik reg om u en my te oorrompel met 'n woord of 'n daad of 'n gedagte, omdat u nie u troonregte, u bestemming reg verstaan nie. En omdat u lewe, u sal dit vanmôre moet erken. U sal dit moet erken, my broer en suster, op hierdie hemelvaartsmôre. Het u hierdie hele afgelope jaar, sedert verlede jaar se hemelvaartdiens, het u saam met 'n opgestane Jesus gewandel, bewustelik dat hy daar aan die regterhand van die Vader intens besig is aangaande al hierdie dinge. En ons het dit, ek het dit baie gepreek in hierdie jare wat verby is, maar u het dit net nie agtergekom nie. Ons sal engele oordeel. Ons moet ons oefen daarin. Ons moet onsself daarin bekwaam maak. U moet meer die duiwel aanspreek. Ons behoort meer duiwels uit te drywe, siekes gesond te maak, malaatses te reinig, dooies op te wek. Maar ons lewe nie op daardie vlak nie. Ons ploeter nog hier onderlangs rond. Val en opstaan en sonde en dan maar weer boetelingsbank toe en vergifnis en so aan en so gaan ons aan. Ons moet op 'n hoër vlak kom. Die Here Jesus sê, ek gaan dit nou net vir u noem, u ken dit goed. U onthou toe Petrus vir die Here Jesus gesê, maar as u dit wil afskrywe, Matteus 19 vers 28, toe die Here Jesus nou die eise van disippelskap gestel het, luister mooi, die eise van disippelskap. Toe sê Petrus, Here, maar ons het alles verlaat. Wat is daar vir ons? Toe sê die Here Jesus vir julle, wat dit gedoen het, in die wedergeboorte. Dis wanneer sy koninkryk hier gevestig sal wees, wanneer hy gekom het met die wolke. Halleluja. In die wedergeboorte sal julle op 12 trone sit en die 12 stamme van Israel oordeel. Is dit dan nie regeringskap nie? Is dit nie mede-regering saam met die Here Jesus nie? Nou word jy sommer net 'n regeerder, word jy sommer net 'n advokaat, word jy sommer net 'n dokter, word jy sommer net 'n regter. Iemand vra my nou die dag toe ons nou hoor dat die regter se salarisse so hoog opgeskuiwe is. Toe sê hulle vir my, pastoor, hoe word 'n mens 'n regter? Leer jy vir 'n regter? Toe sê ek, nee, jy word eers 'n goeie advokaat. En dan daarna kry jy dan jou aanstelling as 'n regter. Daardie advokate daar in die hof met menige tweegeveg gestaan, met menige pleit en beredenering en al daardie dinge, na jare van studies, swaar wetstudies, Latyn en al hierdie goed. Selfs met 'n dokter word 'n mens sommer maar net 'n spesialis. Nee, my broer en suster, dit is toewyding. Word jy sommer nou net 'n mede-regeerder saam met die Here Jesus? Is dit nou maar sommer net so? Nee, my broer en suster. Nou waar gaan ek nou 'n mede-regeringskap kry? Luister vanmôre, die dag wanneer hy kom met die wolke, dis van die uiterste belang. Ek voel die teenwoordigheid van die Here, ek voel die koue rillings deur my gaan. Luister nou, dit mag jy dit nooit vergeet vanmôre nie. U geleentheid om mede-regeringskap saam met Jesus te kry, is verby die moment wanneer hy kom met die wolke. Is dit verby? Dis hierdie tyd van swaar kry, waar u geoefen moet word in die godsaligheid. Ek vra vanmôre vir Suster Neser, en ons het 'n ou koortjie gesing, broer Errol, Suster Rita, broer Willie, julle wat dit ken, dalk sou julle dalk 'n ou koortjie onthou. Ons het hom ergens in ons koortjieboek. Maar ek onthou daai ou koortjie, oh wrestle, watch and pray until the break of day. Kan nie hom nie verder onthou nie. Ja, dis wat sê jy, broer? Daar sê, keep the touch of God in your soul. Keep the touch of God in your soul. Oh, wrestle, watch and pray until the break of day. Oh, keep the
touch of God in your soul. Baie dankie, Pastor Errol. Dit is een van die wonderlikste koortjies wat u ooit kan sing. Dit bring u na koningskap. En dit is die tyd waarin u en ek lewe. Dis waarvoor Jesus aan die regterhand van die Vader nou is. Dis waarom dit so noodsaaklik was dat hy dit moes doen. Hy is besig om die oorwinnaars uit te soek. 'n oorwinnaarslewe. Dit is waarom die apostel Paulus gesê het, en u kan dit ook neerskryf, want ek sien ek het nog 6 minute. Ek sal moet gou maak. Waarom die apostel Paulus in Filippense 3? U kan hom lees vanaf vers 9, eintlik vanaf vers 8 tot vers 16. Waar hy gesê het, nie dat ek al volmaak is, of dat ek dit al bereik het nie. Ek jaag daarna of as ek dit kan gryp. Wat? Die hoë roeping van God in Christus Jesus. Wat is daar die hoë roeping van God in Christus Jesus? Dis mede-heerskappy saam met die Here Jesus. Ek lees vir u Openbaring 20, verse 4 tot 6. Luister hierna. Dis van die uiterste belang. Openbaring 20, verse 4 tot 6. En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lang. 5de vers. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. In hierdie 1000 jaar, wanneer hy gekom het op die wolke, dan breek sy koninkryk aan. Dan regeer ons saam met hom vir 1000 jaar. Maar dan het jy klaar gekwalifiseer. Luister, jy het klaar gekwalifiseer in hierdie, sal ek sê, tranendal. In hierdie versoekingswoud waarin ons nou lewe. Met al ons swakhede, met al ons gebreke, maar met al die voorsiening van oorwinning van 'n opgestane Here Jesus aan die regterhand van die Vader. Dan regeer ons saam met hom vir 1000 jaar. Ek sal dit ook maar net vir u noem. Lukas 19 vanaf vers 9, dis die bekering van Saggeus. En toe sê die Here Jesus, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hy ook 'n seun van Abraham is. En dan in die 11de vers begin hy met die gelykenis van die talente. En hy sê, hy vertel toe vir hulle gelykenis, want hy was naby Jerusalem, en luister, hulle het gedink, omdat hy dit gesê het, dat die koninkryk van God naby was, want die profete het gesê, dat wanneer die koning kom met die wolke, dan kom maak hy vir Israel by mekaar. En toe hy dit nou sê, toe dink hulle dit het nou gekom. Toe vertel hy 'n gelykenis, hy sê, nee, dis 'n man wat na 'n ver land toe gegaan het, om vir hom 'n koningskap te gaan ontvang. En wanneer hy die koningskap ontvang het, intussen het hy vir hulle hierdie talente uitgedeel, die een soveel en die ander een soveel, en wanneer hy die koningskap ontvang het, dan kom hy terug, en die ene wat sy talent 10 gekry het, hy sê, jy moet heerskappy hê oor 10 stede, die ander een heerskappy oor 5 stede, sien u, heerskappy. Nou, kom ons kyk nou gou, dit sal dalk ons laaste geleentheid wees, ons gaan terug na Daniël hoofstuk 7. Daniël hoofstuk 7, en ek lees vir u weer die 13de vers. En ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens. En hy het gekom tot by die oue van dae, en hulle het hom nader gebring voor hom,
En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Jy sien, koningskap. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Die 18de vers, en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in hulle besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. Ek wil nou vir u ietsie wys. Dis pragtig hier in die 18de vers. Hier is twee woorde. Die een is koningskap en die ander een is koninkryk. Koningskap, dis die wat saam met hom regeer. Koninkryk is God se koninkryk volk. Hulle ontvang koningskap oor die koninkryk. Nou, vers 23. Totdat die oue vandaar kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is, en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het. Al die heiliges, die hele Israel sal die koninkryk in besit neem, maar net die oorwinnaars sal die koningskap ontvang. My broer en suster, dit waarmee Jesus nou besig is hy is besig, ek glo, om self nou nog te bid en te worstel vir u en vir my aan die regterhand van die Vader. Ek kan dit net vir u noem, Galasiërs 4 vers 19 sê Paulus aan die Galasiërs, o, ek worstel dat Christus in julle gestalte moet kry. Christus moet in ons gestalte kry, my broer en suster. Al sy heerlikheid moet in u geopenbaar word. Ons behoort as koningsseuns en koningsdogters in oorwinning deur hierdie ou aarde te wandel. Maar daarvoor sal ons weer, soos Jesus in Getsemane geworstel het, sal ons hier moet worstel. Ons, my broer en suster, sal werklik waar moet wrestle, watch and pray until the break of day. O Here, vervul dit in my hart en in my lewe. O Here, maak van ons so 'n gemeente in Jesus naam. Amen.